Julle kan asseblief my vanoggend oopmaak by Hebreërs 13 vers 10 tot 16 asseblief. Hebreërs 13 vers 10 tot 16. En dan wil ek net ook beamoen wat Robbie gesê het, asseblief bid vir ons siek mense. Ons het regtig baie en daar is baie van hulle wat ook al lank sukkel met griep en ons het 'n paar mense gehad wat ook bronkietis verkry het. En veral in ons ouer mense, dit is 'n moeilike ding. So asseblief dra die mense wat siek is en in hospitale is op aan die Here en dat ons ook by hulle uitkom om hulle te bemoedig deur die woord van die Here. So dis Hebreërs 13 vers 10 tot 16. Kom sluit dan net die oë en dan nader ons die Here. Vader, ons prys U vanoggend, Vader, op 'n dag waar ons dink aan ons vaders. Vader, kan ons nie anderster as om verby hulle te kyk en U raak te sien nie. En Vader, elke goeie kwaliteit wat ons vier in 'n goeie Vader kom van U af. En Vader, sodoende prys ons U eerstens vanoggend dat U vir ons godvreesende manne in ons kerke en in ons families plaas om leiding te bied en ook sodoende om ons te beskerm, maar ook na wie ons kan opkyk om vir Christus raak te sien. Vader, ek vra dat U ook sodoende vanoggend dan by ons sal wees, waar ons nou by U voete kom sit om U woord nie net te lees nie, te bestudeer. En Vader, sodoende vra ek waar ons vanoggend miskien 'n skerp boodskap het, een wat ons aanspreek, maar een wat ons bemoedig ook. Vader, mag dit nie op hardkoppige harte val nie, verhard deur hulle eie wil nie, maar Vader, mag dit juis deurboor en die harte weer van binnekant af sag maak. Vader, waar ons vandag in gesels oor hoe ons deel van die volk en waantoe ons geroep word werklik. Dit is om in U Seun se voetspore te volg. Vader, mag ons besef dat dit wat U vir ons bied en deur die Gees vir ons gegee het, deur U genade, dis die ewige. Vader, dat niks op hierdie aarde opweeg teenoor daai geskenk nie. En Vader, mag ons inteendeel nie verraaiers wees van U nie, maar verraaiers van hierdie wêreld, sodat ons in geregtigheid U volg en U woord. Maar Vader, ek vra, mag U Gees vanoggend die ware leermeester wees. Vader, mag hy ons harte aanraak en die sade nie net plant nie, maar ook laat groei, sodat ons ook volwasse kan word in U waarhede. Vra ook dat U my sondigheid, my tekortkominge vanoggend en ook my siek wees op sy sal sit. Vader, mag U waarheid en U wil volgens U weer verkondig word hier vanoggend. Vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Hebreërs 13 vers 10 tot 16, lees ek weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling en vers 10 sê vir ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie, want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom, toe buitekant die laar en sy smaad dra. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae in sulke offers. Net tot sover, asseblief. Nou, soos wat julle weet, is ons tans nog besig met die reeks wat handel oor die boek van Hebreërs, en ons sluit vanoggend af met die reeks, met die laaste preek uit die boek van Hebreërs uit. Ons kon eintlik vir jare aangegaan het, maar ek wil graag ook oorbeweeg na iets nuuts toe. Ons trek dan ook sodoende vanoggend by preek nommer 14 in die reeks, en ons het eintlik laas Sondag na dieselfde tema gekyk en na dieselfde hoofteks gedeelte. En eintlik sê dat ons net die fondasie lê vir vanoggend se gesprek wat ons gaan hê. En ons het eintlik begin gesels laasweek oor hierdie emosie of gevoel van verlatendheid en alleenheid en hoe sterk en kragtige emosie dit is en hoe verwoestend dit is om verlate te voel, om alleen te voel, afgesonder te voel en dat niemand wil 'n aandeel hê in my lewe nie.
Maar toe het ons gesê dat elke gelowige, elke een van ons, as ons daai emosie verkry, is dit 'n leen van die hart af. En 'n leen wat gefluister word vir ons. Want Christus was totaal verlate aan daai kruis. Gods verlate, sodat ons nooit weer daai emosie of gevoel hoef te ervaar nie. En toe het ons ook laasweek so 'n bietjie gebou op wat dit beteken het dat Christus buite die poorte van die stad gelei het en gekruisig was. En dit so 'n bietjie vergelyk met die Ou Testamentiese wetgewing van hoe hulle die sondeoffer gedoen het. Ons het 'n bietjie verwys na die bokke wat geslag was ook en na die een bok wat uitgestuur was as die sondebok en dat Christus dit verteenwoordig ook. Maar vanoggend beweeg ons dan aan na 3 verse. En hierdie 3 verse is eintlik die 3 verse wat die belangrikste waarhede vir ons dra. En ons gaan veral fokus vers 13 wat sê wat moet ons doen. So die 3 verse is vers 12 tot 14 en ek lees dit weer vir julle en dit sê daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe buitekant die laar en sy smaad dra. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. So vers 12 begin deur vir ons te verduidelik hoekom het Christus vir ons gesterf. Hoekom het Christus buite die poort, in daai afdeling wat die Jode gesien het as godsverlate, vervloek, waar hulle tot badkamer toe gegaan het, as ek dit so kan stel, waar hulle dit gesien het as 'n sondige plek, waar hulle sondige mense die doodstraf gee. Hoekom was Christus daar vir ons gekruisig? Vers 12 sê in eenvoud vir ons, om die volk te heilig deur sy bloed. Dis die rede, hoekom Christus buite gelei het vir ons. Maar nou moet ons vanoggend die vraag vra, maar wie is die volk? Want ons moet onthou, hierdie brief word geskryf aan die Jode. Die meerderheidsgehoor oorspronklik was Jode gewees, want dit spreek oor die ou en die nuwe en verduidelik vir hulle dat hulle nie meer aan die ou verbond moet vashou nie, maar aan die nuwe verbond. Die ou priesterskap is verby, daar's 'n nuwe hoëpriester met 'n nuwe priesterskap. Maar as ons kyk na die Griekse woord wat gebruik word hierso, is dit laos. En dit verwys in eenvoud net na mense, nasie en volk. So ons kry nie eintlik 'n indirekte verduideliking waarna die skrywer hier verwys nie. Maar ons kan baie vinnig onder die konklusie kom, wat 'n verkeerde konklusie is, dat die skrywer hier verwys na die volk, die Jode. Want in die Nuwe Testament op verskeie plekke kom die skrywers en verduidelik ons en probeer ons nie net te oortuig nie, maar te verduidelik spesifiek dat almal wat glo nageslag is of nageslagte is van Abraham en dat Abraham hulle geestelike voorouder is. Okay. So 'n gedeelte wat daarna verwys is Galasiërs 3 vers 29 wat sê en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Nou, voordat ons vanoggend aanbeweeg en kyk hoekom ons erfgename is, moet ons die vraag vra, hoekom is dit so belangrik in die Nuwe Testament dat hulle in meer as 5 boeke verwys na gelowiges, die Grieke, die Romeine, wie ook al, die Egiptenare wat nou glo, is deel aan Abraham se nageslag. Hoekom is dit so belangrik dat hulle daarop gehamer het? En die rede is, as ons kyk na die Ou en die Nuwe Testament. Nou, wie kan vanoggend vir my sê, wat beteken 'n testament? Wie het 'n testament hier? Gewoonlik iemand ouer as 18 het 'n testament, né? Die ou wat 18 is, wil nog erf. Die ouer mense is die mense wat sê, hey, hier is die goedjies wat ek het, en ek skryf dit op papier. So 'n testament is eintlik, 'n testamentmaker is iemand wat dinge neerpen om te sê dat hierdie mense hierdie dinge sal verkry met reëls en regulasies, né? Die ene mag dit kry, daai ene mag daai koppie kry, daai ene mag die kar kry. Julle weet wat 'n testament is. Maar dan moet ons vir onsself vra, wat is die verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament? Nou hierdie is baie belangrik. Eerstens moet ons vasstel wie se testament is dit?
Is net die Nuwe Testament Christus se? Nee. Die Ou Testament is Christus se ook. Maar dink gou daaraan. Ons sommer vir oom Rolf wat sy kop skud en nie saamstem nie. Ek speel om met sê ja. Vir oom Rolf en tannie Cornelia. Julle testament het anders gelyk toe julle net getrou het as wat dit nou lyk. Stem julle saam met my? Hoekom? Want julle het kinders verkry, toe het julle ander erf, mense wat dinge erf daarin gesit, julle het meer bates gekry, 'n huis, 'n kar, al daai goeders word daar opgeteken. En dis presies wat Christus kom doen het met die Nuwe Testament. OK, hierdie is baie belangrik. Jesus het die ou net kom vervul en vernuwe. Hy was nog altyd die testamentmaker, maar hy het net in die Nuwe Testament gekom en gesê vir wie tel hierdie testament ook nog. OK. Nou, wie was in die Ou Testament die erfgename? As ek dit so mag stel, eenvoudig. Die Jode, die volk van God. Weet julle wat? Wie is in die Nuwe Testament die erfgename? Die volk van God. Maar nie net meer die Jode nie. Nou hierdie is hoekom dit so belangrik is dat die Nuwe Testamentiese skrywers vir ons verduidelik, ons is deel van Abraham se nageslag. Want wie is die volk? Abraham se nageslag. Abraham is die hoof van, nie die stamhoof van die volk, as ek dit so kan stel. God het die beloftes aan hom gebring, jare voordat Moses met die verbond en alles gekom het. En hierdie is baie belangrik. Maar nou moet ons vir onsself die vraag vra, maar hoe kan ons deel hê aan Abraham as sy nageslag, as ons nie bloedverwant is nie, as ons nie besnyd is as mans nie, as ons nie deel het aan die ou verbond en die wette wat gekoppel was aan die ou verbond. Want nie een van ons hierso steek kersies aan. Ek hoop nie julle offer goeders by die huis nie. Dit is nie goed nie. OK. En asseblief skakel een van die ouderlinge. OK. Verskoon my. Maar die vraag is, hoe het ons dan nou deel? Want as ek vanoggend sê, Emil is my kind, nee, Emil is 'n half ouer as ek. Ek kan nie net sê dit is so en nou is dit so nie. Emil stem mee saam. Nee, ons is in elk geval, ons is op verskillende maniere mooi. So ons het nie dieselfde gene nie, nee. Nou, ek kan nie net vanoggend sê ek en Tiaan is broers en dit is nou 'n skielike waarheid. Nou, hoe volgens die Bybelse waarheid het ons deel aan Abraham? In Romeine 4 vers 11 kom en verduidelik dit en sê, en hy het die teken van die belydenis ontvang, en praat van Abraham, as 'n seël van die geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie, dat hy die vader sou wees van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. Nou, dit is 'n groot mond vol woorde, maar wat die skrywer eintlik Paulus vir ons hier verduidelik? Abraham, sorry julle, my kop is te mekaar. Abraham was deur God as 'n regverdige man aangewys voordat hy deel was van die ou verbond. Op basis van wat? Sy geloof. En eintlik nog tegnies gesproke nog altyd was God se volk die wat glo in God. Klink vreemd om dit so te stel. Want die skrywer maak dit vir ons duidelik dat hy nog nie eers besnyd was nie, sodat die wat glo deel sal wees van sy nageslag. Nou Romeine 4 vers 16 kom en bevestig dit deur te sê, daarom is dit uit die geloof sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag. Nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal. So wat maak ons vanoggend deel aan die volk van God? Geloof, wat natuurlik van die Gees afkom. Maar weet julle wat is my so mooi van hierdie? Dit bind ons vas, dat ons nie hierdie Bybel in 'n Bybel moet lees nie. Wat ek daarmee verwys, net op die Nuwe Testament moet fokus nie. Want die Ou Testament, wat tog vervul is, het waarde vir ons. Ons is nie meer wetties en onder daai wetgewing gekoppel nie, maar daar's 'n fondasie wat ons kan leer wat die Nuwe Testament opgebou is. Maar weet julle wat so amazing? God het deur een volk gewerk sodat hy by sy ware volk kon uitkom.
Hy het die Jode gebruik as 'n deur na die wêreld toe. En onthou net, in die Ou Testament was dit nie so dat as jy Jood is, gaan jy nou skielik hemel toe nie. Hulle moes nog steeds in die Here geglo het. Wat lees ons in die boek van Hebreërs wat ons hanteer het? Die hele geslag wat uit Egipte uitgegaan het, elke een het gesterf en nie een het in die beloofde land ingaan nie. Hoekom? Die skrywer sê hulle het ook 'n evangelie ontvang, maar hulle kon nie daaraan vashou nie, want hulle het nie die geloof gehad nie. Nee? En ek hoop die puzzelstukkies kom nou so 'n bietjie nader aan mekaar. So ons het nou in vers 12 vasgepen in ons harte en in ons denke en in ons intellek. Wie is die volk? Die volk is die wat glo in wie? Jesus Christus. Jesus is die sleutel van die Ou en die Nuwe Testament, want dit is sy testament. Ek hoop dit maak vir julle sin. Maar as ons dan aanbeweeg, wil ek julle graag by 'n bekende gedeelte uitbring wat almal so goed ken. Dit gaan ook oor geloof en is Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Okay, nou, baie keer trek ons hierdie uit, want gedeeltes soos hierdie uit konteks uit, en gebruik die eerste gedeelte wat sê, of God het die wêreld so lief gehad en fokus op die hele wêreld, of ons fokus op Christus het vir die wêreld se sondes gesterf. Maar indirek, Christus het gesterf vir sy volk. Ek hoop dit maak sin. Vir die wat glo. Die gedeelte sê, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons gaan nou terugkom na hierdie toe, as ons na die ander gedeeltes verwys. Maar dan kom die skrywer en sê, Christus het ons geheilig deur sy bloed. So, wie is die volk? Dies wat in hom glo. Maar wat het hy gedoen aan die kruis? Ons geheilig. Nou, wat beteken hierdie heiligmaking? Want dit kan baie vreemd vir ons klink, en baie vinnig amper 'n muur bou tussen my en die Here, as ek dit verkeerd verstaan. Wie sit hier vanoggend en dink hulle is heilig? Miskien behalwe Willem, wat nie ek speel. Nee, Willem is net 'n grapie. Ek speel nie. Wie kan nou introspeksie doen en nie onegtheid vind in sy lewe nie? Wie kan nou hier sit en sê ek het nie sonde nie? Maar nou kan ons in teenstryd van hierdie waarheid sê, maar hoe is dit waar? Nee, so eenvoudig soos dit. En wat die skrywer hier bedoel, en die is die genade wat plaasgevind het aan daai kruis. Jou identiteit is geheilig. Nou wat ek daarmee bedoel is, op papier is jy heilig. Onthou, in die hemel is daar 2 boeke. Daar is die boek van die lewe, en wie se name word opgeteken in die boek van die lewe? Die volk van God. Dit maak dit sin? Die kinders van God. Die wat sou glo, die wat glo. As jou naam in die boek van die lewe opgeteken is, gaan jy eendag hemel toe. As jou naam nie daar te vind is nie, waartoe gaan jy? Ja, nie hemel toe nie, jy gaan hel toe. Maar dan staan 'n tweede boek, en wat is hierdie boek se naam? Die boek van die dade, wat ook oopgemaak sal word. Maar weet julle wat word daar gevind by jou naam? Geen sonde nie. Hoekom? Jesus Christus, wat vir dit gesterf het. Maar weet julle wat? Dis hoekom God kyk deur Christus na jou op hierdie aarde. Al is ek sondig, is ek in 'n proses van heiligmaking. Die vlees gaan hier bly en ek sal nooit in die vlees in my tydelike lewe hier op aarde perfek wees nie. Maar ek streef daarna met 'n hongerte om beter te wees. En weet julle, juis vir die rede is hoekom Christus gesterf het. Omrede, die ou verbond het vir ons gewys. Jaar na jaar moes hulle offer bring, want niemand kon perfek. As dode skoon gemaak geword het, 3 sekondes daarna was hulle weer sondig. 'n Split sekonde daarna was hulle weer sondig. En dis juis hoekom Christus aan die kruis gesterf het met sy kosbare bloed, sodat ons geheilig kan word. Op 'n manier wat ek dink nie ons op papier kan verduidelik nie. Op 'n manier wat ons nie eers kan, ek dink in woorde ooit sal kan beskryf nie. En dis die genade. Al is ek imperfek, Christus het vir my gesterf. En sonder Christus
kan ek nêrens of nooit na die Vader se koninkryk toe gaan nie. En ek hoop dit maak sin vanoggend. Ek hoop dit maak sin dat ons is in hierdie proses van heiligmaking, dis juis hoekom Christus terugkom, en dis juis wanneer sal ons ten volle heilig wees, nie net op papier as ek dit so kan stel nie, maar ten volle, wanneer die verganklike vergaan, en ons bekleed word met die ewige. En wat is die ewige? Verheerlikte liggaam. Om ten volle by God te kan wees in die hemel. Vers 13 beweeg dan aan, en hier is die hoofdoel van, of eintlik wat ons moet doen, ons plig, volgens ons hoofteks gedeelte, en dit sê, laat ons dan uitgaan na hom toe, buitekant die laar, en sy smaad dra. Nou, laasweek het ons gesê, wat is buite die laar? Dis amper 'n vervloeking, dis vuil, dis onrein, almal wat die 10 gebooie gebreek het, was daar doodgemaak, die diere wat geslag was by die tabernakel, was daar verbrand, dit was amper om te sê, God is nie daar nie, God verlate. Nou kom Christus, en sê vir ons, maar ons moet daar waar hy is, ons moet daartoe gaan, buite die laar, buite die poort. Nou wat beteken dit, en hoekom skryf die skrywer dit? Nou, eerstens, roep Jesus ons in ons konteks, om elke tradisie, elke aspek van ons kultuur, elke wêreldse element, elke vleeslike ding, agter te laat, wat ons weerhou, om ons oë op Christus te hou. En mense, ons moet onthou, dit was aan die Jode geskryf, 10-1, onthou net hoe moeilik was dit vir hulle. Hulle het generasies gehad wat volgens die wet geleef het met tradisie op tradisie wat bygekom het. En nou skielik kom die redder en sê, maar jy's klaar nou met dit, want ek's die enigste sleutel. Wie's die weg, die waarheid en die lewe? Jesus. En, wat sê hy vir ons? En dis juis hoekom die skrywer hierdie skryf en sê, jy kan nie meer aan die wet vashou nie. Jy kan nie meer onder die ou verbond lewe en sê jy glo in my nie. Dis juis hoekom jy moet agterlaat en uitkom na my toe. In ons konteks, mense, ons Afrikaner konteks, kan ek vir julle sê, daar was nog nooit 'n nasie op hierdie aarde wat gebou was op die woord van God nie. Hulle sê dit is, maar die geskiedenis leer ons iets anderste. Die woord was meer misbruik deur elke nasie vir hulle eie gewin as enigiets anderste. En mense, ons kan nie meer langer in 'n kerk sit en in taal en kultuur vashou nie, want dit is 'n afgod. Mense, dis 'n realiteit en 'n waarheid. Christus roep jou uit dit uit na hom toe. Dis hoekom almal wat uit hulle stad uitstap, is nie meer deel van dit nie, maar is sy broer en suster as hulle by hom opeindig. Hoekom? Hoekom is dit vir ons so moeilik om dit agter te laat? Mense, dis my hartseer as ek sien hoe verdeeldheid in die wêreld is oor kinderlike aspekte, oor wat se kleur ek is, hoe ek praat, wat se kleur my hare is, wat se taal ek praat, waar ek bly. Tot in ons nasie is daar verdeeldheid oor waar ek bly, is dit nie so nie? Is jy aan die kant van die treinspoor, almal het altyd 'n treinspoor, nê? In Bloemfontein is daar ook een. Of is jy die kant van die treinspoor, of was jy daar op skool, of was jy daar op skool? En ons maak hierdie kinderlike verdeeldheid tussen ons, en hierdie tradisies op, en weet julle wat is baie interessant? Raai wie die meeste Christene doodgemaak op aarde? Ander Christene. Nie die moslems nie, nie die hindoes nie, Christene het mekaar uitgewis. Julle sal nie glo hoeveel miljoene Christene die kerk vervolg nie. Mense wat in die kerk was. Stem nie saam met jou nie, steek die hout daar buite aan die brand en daar gaan jy. Mense, en dis hoekom dit so gevaarlik vandag, en ek het dit laas Sondag of 2 Sondae terug genoem. Hierdie nuwe gemeentes wat opspring, wat teruggaan na feeste toe van die Jode, teruggaan na wetgewing van die Jode, na die ou verbond, want weet julle wat? Elke keer wat ons weer terugstap stad toe, terugstap ou verbond toe, terugstap tradisie toe, terugstap kultuur toe, bring dit skeiding tussen my en Jesus Christus, want wie is die sleutel?
Jesus Christus. En as ek moet leer om eendag Sotho te praat of Duits te praat terwille van Jesus Christus en vir 'n broer, dan sal ek dit doen. Want taal en kultuur beteken niks nie. En ek hoop dit sink in vanoggend. Mense, ons kan nie meer aan die ou dinge vashou nie. Hebreërs 10 vers 1 maak dit vir ons duidelik en sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, die toekomstige weldade is Jesus Christus, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Mense, net Christus kan ons volmaak maak. Nie 'n wet nie, en dis hoekom, weet julle hoe oppervlakkige Christendom het ons, as ons dink om 'n tipe kos te eet, weerhou my om by die Here uit te kom. Was Christus nie genoeg vir 'n stukkie vleisie nie? Was Christus nie genoeg vir 'n ou tradisiekie nie? Christus het als gebreek aan daai kruis, dat niks skeiding kan bring tussen ons en die Vader, as ons aan hom vashou en in hom glo nie. Elke keer wat ons dink 'n wêreldse ding bring skeiding van die ou tyd of van dit of van dat, mense, maak ons vir Christus minder aan die kruis. En ons kan nie meer so leef nie. En hierdie boodskap is vir elke kultuur, elke nasie daar buite. Want in Christus is ons een volk, of jy blou, swart, groen, geel of groen is. Of jou oor rond is, skeel is, ek weet nie. Almal is een in Christus wat aan hom vashou. Maar dan kan ons vir onsself die vraag vra, as ons nou buite hierdie stad uitgaan, my innerlike mens, in die geesteswêreld, as ek dit so kan stel, in my lewe, wat gaan ek daar vind, en hoe gaan dit daar wees? Vers 13 sê vir ons hoe dit gaan wees, en wat ons moet doen. Dit sê vir ons moet Christus se smaad dra. Nou wat beteken dit? Die Griekse woord vir smaad is onendismos, en verwys na publieke belediging, skande en openbare vernedering. En die dra in Grieks is perontes, en beteken om te dra, te verdra, en ons 'n konteks gekoppel aan hierdie woord, wat sê aktiewe en gewillige verdraing van belediging, vernedering, terwille van Jesus Christus. Nou wat beteken dit? Ons word geroep om alles wat die wêreld vir ons aanbied, te verraai en agter te laat, en vir Christus te volg. Deur in die publiek aktief en gewillig vernedering, belediging of beledig te word en vervolg te word, omrede ons vir Jesus bely en verkondig, sonder vrees in die publiek. Mense, kan ek vir julle ietsie sê? Raai hoekom word ons nie in Suid-Afrika eintlik vervolg? Want niemand verkondig hom werklik in die publiek. Ek weet nie of julle dit al agterkom. Hierdie is nie publiek nie. Ek ken van 'n paar jong manne wat onlangs amper toegesluit was, omrede hulle hom in die publiek verkondig het en wat sy woord sê. Hoekom? Want hulle het die waarheid gepraat en ook die regte waarheid gespreek op die regte tyd. Ek sê nie vanoggend omrede ons nie vervolg word tot die dood toe dat ons dit nie reg doen nie, maar mense, ons word geroep om saam met Christus daar te lei, want weet julle wat, ons lyding is anderster as syne. Hy was verlate teen volle. Ons sal nooit verlaat word. Hierdie tydelike lyding in die vlees weeg glad nie op teen die ewigheid wat ons hoop is nie. Weet julle wat's my interessant? Christus sê hy sal nooit vir ons skaam kry nie. Maar hoeveel keer kry ons nie vir hom skaam nie? Nou kan jy hier vanoggend sit en sê ek het nog nie. Hoeveel keer het jy nie al stil gebly wanneer jy moes opgestaan het en iets gesê het nie? Daar het jy skaam gekry. Hoeveel keer het ek dit al gedoen? Mense, 1000 keer. Ek is net so skuldig. Maar Christus roep ons vanoggend om uit te gaan na hom toe. En my vraag is, het jy al ooit uitgegaan na hom toe? Ons is baie op hierdie afgewaterde geloof waar ons sê, almal wat glo, hierdie gedeelte sê, almal wat glo, maar wat uitgegaan het na hom toe,
Dis die gedeelte wat ons uitlos in Christendom, want ons skweek hierdie, as jy glo en jy het tot redding gekom, 100%. Nie dat jou dade jou red nie, maar jou dade moet toon dat jy gered is. 1 Petrus 2 vers 21 sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Van wat? Van waarheid spreek, hom verkondig, en as jy moet lei, terwille van dit. Romeine 8 vers 17 stel dit vir my baie mooier en sê, en luister hoe skerp hy dit stel, Paulus, en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom lei. Hoor weer, as ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En ek praat nie hier van, hierdie gedeeltes praat nie van vervolging tot die dood toe nie, maar lyding in finansies omrede ek die regverdige ding doen. Omrede ek nie iets onder die tafel doen nie. Lyding in elke aspek van my lewe, omrede ek dit volgens die woord, en wie is die woord? Jesus Christus doen. Lyding by die werk, omrede ek miskien nie die mees populairste ou gaan wees nie, maar ek gaan vir Jesus verkondig elke keer as ek 'n kans kry om met 'n verlore persoon te gesels. Maar mense, dan kan ons in die lig van laas Sondag se preek vir onsself vra, maar is dit nie in teenstryd met Christus wat sê ek sal jou nooit verlaat nie? Ons het in die moderne kerk gekweek 'n oppervlakkige Christendom waar God net seëninge op jou gooi. Wêreldse seëninge van rykdom en prosperity, soos die Engels sal sê. En dit is wat ons verkondig, die mense hou daarvan. Dis hoekom daai kerke is vol vanoggend, al is dit koud. Want dit gaan oor, wat kan ek van God verkry vanoggend as 'n seëning? Die grootste seëning wat hy vir jou gee, is die geloof om aan sy seun vas te hou. En weet julle wat, is genoeg. Al verkry ons niks anderster nie. Ons is sy volk en daar is niks in hierdie wêreld wat meer waardevol is as om hom te ken nie. Maar hoeveel keer in 'n dag verraai jy nie daai waarheid nie? Hoeveel keer in 'n dag verraai ek nie daai waarheid nie? Jesus maak vir ons die belofte net voordat hy opvaar, want hy het ervaar totale verlatendheid wat ons nooit sal ervaar nie, nie eers 'n ongelowige ervaar dit vandag nie. 'n Totale skeiding van God het hy aan daai kruis verkry. Sy Vader. Vers 14 beweeg aan en sê, want ons het hiertoe geen blywende stad nie en dit bou op hierdie waarheid, maar ons soek die toekomstige. Dit sê weer eens die wêreldse aspekte waarin ons so vashou. Dit is ons het niks hier te doen eintlik met hierdie dinge nie. Dis nie blywend nie, dit is nie ewig nie. Dit is dit gaan deur roes en mot vernietig word en deur rotte, sorry julle. Maar ons behoort om ons oë op die toekomstige te hou. Weet julle wat vir my baie interessant? Jesus roep ons om hom te volg en deur dit sê hy vir ons, maar ons sal ook as verraaiers gesien word, as waansinniges. Ons sal ook verstoot word as ons hom volg en deur nasies vervloek word in 'n sekere aspek. Deur veral jou naaste gewoonlik ook. Die mense in jou familie, jou vriende sal jou verstoot omrede jy vir Christus volg teen volle. Maar weet julle wat vir my so interessant? Ek en Michaela kyk gisterand 'n Afrikaanse rolprent is die mooi woord wat sy naam Verraaiers is. Ek weet nie of julle dit al ooit gesien het. Dit gaan oor die Boereoorlog en 'n pa met sy skoonseun en sy bloedseun wat die kommandos verlaat want hulle het gevoel daar's nie meer hoop om die Engelse te oorweldig nie, want Pretoria en Bloemfontein het al reeds geval en hulle gaan toe terug huis toe want die Engelse het begin met die aardskroei beleid wat julle seker ken. Die plase begin verbrand, die vrouens en kinders in konsentrasiekampe gesit en hulle gaan toe huis toe want hulle voel dis hulle godsplig om na hulle families om te sien in hierdie tyd ook. Maar hulle word toe geklassifiseer deur hulle eie volk as verraaiers en word deur 'n vuurpeloton doodgeskiet. En mense, in daardie eenvoud is waantoe God ons roep, is nie om deel te word van 'n groepie of van 'n
'n company of van jou familie om die een te wees nie, maar juis om die regte ding te doen, en in dit gaan jy miskien nie kry dit wat so lekker is nie. Gaan jy miskien ook voor 'n vuurpeloton staan as 'n verraaier. Maar een waarheid is baie duidelik in die woord. Jy sal altyd 'n verraaier wees. Die vraag is net van wie. Gaan jy die wêreld verraai om vir God te volg? Of gaan jy God verraai om die wêreld te volg? My vraag is op hierdie punt vanoggend, vir wat is jy 'n verraaier? Jy tans besig om vir God te verraai? Is jy tans besig om die wêreld te verraai, as ek dit so kan stel? Nie dat jy dit doelbewus doen nie, maar hulle sien dit so. Maar vers 13, of eintlik vers 14, praat dan eintlik ook oor bemoediging. Dit sê ons moet ons oë op die toekomstige hou, maar net voor dit sê dit vir ons, eintlik tegnies gesproke, wie kan hulle oë op die toekoms hou? Die wat nie net sê hulle glo in Jesus nie, maar die wat die stad verlaat het, die laar, die kamp, die volk, die tradisies, en uitgegaan het na Christus toe. Daai een is die een wat werklik weergebore is. Deel is van die volk. Maar dan kom hy met 'n baie motiverende aspek van die toekomstige, en ek wil vanoggend afsluit, ek sien ek het 2 minute, en net met julle deel, net in bemoediging. Want ek dink ons vergeet baie keer om onsself te bemoedig wat voor lê vir ons. En ek wil vanoggend deur 'n paar Bybelse waarhede wat ek sommer so saamgevoeg het, net vir julle weer 'n prentjie skep van wat vir ons voor lê. En eerstens sê die skrif vir ons, daar sal 'n nuwe hemel wees wat op 'n nuwe aarde is. Dit sê vir ons dat hierdie nuwe hemel op die nuwe aarde, daar sal nie 'n see wees nie, dit sal een groot landmassa wees waarop ons woon. En in hierdie 'n nuwe hemel is daar 'n heilige stad waar niemand deur iemand anderster ooit sal verraai word of ingedoen word of seer kry nie. En in hierdie stad is daar 'n huis waarin ons almal woon, en dis die Vader se huis. Dis waartoe Christus gegaan het om vir ons 'n plek voor te berei. En in hierdie huis sal daar nooit nag wees nie, want uit die troon uitskyn God se lig vir 'n ewigheid. En wat vir my so mooi is, as jy daai kleure gaan oplees van wat uit God se troon uitskyn, is dit die reënboog. Al die kleure. En daar sal geen siekte, swaar kry, hongerte of dors wees nie. Jy sal in elke aspek van jou lewe vervuld wees in vreugde, geluk, liefde, hoop en rus. Weet julle wat vir my super interessant? En ek dink baie mense wat my ken is dankbaar daaroor. Is daar sal geen vrae wees nie. Want jy sal teen volle verstaan, teen volle weet. Ons kan nie eens begryp wat teen volle beteken nie, en volmaaktheid beteken nie. As ons deur die heilige stad inloop, gaan ons deur nie 'n hekke van parels loop nie. Dis groot parels wat hekke is, een groot parel waardeur ons gaan stap. En as ons in die stad instap, is die paaie van goud gemaak, die fondasies van edelgesteentes, die mure van jasper. En wat vind ons in die middel van die stad? 'n groot boom. En wat is die boom? Die boom van die lewe waarvan ons mag eet. En ook in die middel van die stad is die troonkamer van God. En as ons daar instap, sit God die Vader met sy heilige lig en God die Seun langs hom. En langs daai trone loop daar 'n rivier wat in 2 deel, wat die rivier van die lewe is. En mense, daar sal ons in 'n ewigheid daagliks, as ek dit so kan stel, daar is net een dag dan, maar ons nie nag nie, teen volle voor God se aangesig kan verskyn. Mense, ek dink nie ons begryp dit wat dit behoort is om te kweek. Ek weet nie, ek probeer altyd as ek mismoedig word, probeer ek terugverwys, soos wat die Bybel skryf, onthou. Dan probeer ek onthou daai oomblikke in my lewe waar ek veral na aan die Here gevoel het. Ek weet dit klink vreemd om dit so te stel. En ek probeer dit maal met 'n miljoen, met 'n biljoen, om vir myself in te dink hoe dit eendag daar gaan wees, daai liefde teen volle en vervulling teen volle. Maar mense, dink julle nie die probleem is miskien in die moderne kerk, dat ons nie meer vashou aan hierdie hoop nie. En raai wat, alles wat ek nou genoem het,
is nie eintlik die hoop nie. Die hoop is nie om ewig te lewe en op goue paaie rond te stap nie. Die hoop is om 'n ewigheid by die Vader te wees. Dit is die hoop. Het jy nog die verlange om by hom te wees? As jy miskien vanoggend erken dat ek nie die verlange het nie, kan ek vir jou beloof, dis omrede. Jy het miskien jare terug die laar verlaat, het omgedraai en weer teruggestap. En Christus roep ons, kom uit na my toe. My gebed is dan vanoggend, mag ons drome weer gevul word met hierdie drome oor die toekomstige wêreld. Mag ons hoop en ons denke gevul word met dit wat vir ons voorlê. Mag ons soos Paulus sê, Here, ek verlang om na U toe te gaan. En mag ons begin minder waarde aan hierdie tydelike dinge koppel. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, waar ons nou in eenvoud 'n skerp reguit boodskap verkry het, maar Vader, wat twee kante toesny. Dit bemoedig ons wat al reeds uitgegaan het, maar dit spreek ook baie van ons aan en baie van ons aspekte in ons lewens wat nog in ongehoorsaamheid staan teenoor U. Vader, ons sukkel so in die vlees en dis hoekom ek vra vanoggend, mag U ons leer deur vas in gebed die vlees swak te maak sodat die Gees kan versterk word in ons midde, liewe Heer. Vader, ons prys U vanoggend wat alleenlik deur genade is ons geheilig deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Maar Vader, mag ons leef asof ons werklik U volk is. Mag ons in die publiek met die grootste vrymoedigheid U verkondig, opstaan vir wat reg is volgens U woord, en nie in skaamte en in vrees sal stil bly nie. Want Vader, U het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. Vader, help ons om vir Christus uit te leef. En Vader, daai vervolging, daai verdrukking wat saam met dit kom en verstoting, Vader, mag ons dit met vreugde aanvaar. Want daar is geen groter vreugde as om nader aan U te beweeg nie. Vader, mag U elke persoon hier vanoggend bemoedig, as daar iemand is wat voel hy het nog nie die laar verlaat nie. Vader, mag U dit vir hom duidelik maak in sy hart, dat U hom al reeds roep, om net uit te gaan. Hy hoef nie te weet hoe nie, al wat hy moet weet is, hy moet sy oë op U hou, en stap vir stap, daagliks, net nader loop. Vader, waar ons nou gaan sing, mag ons dit sing tot U glorie. Mag ons dit sing en vir U prys vir hierdie waarheid van Jesus Christus, wat 'n vervloeking geword het, sodat ons nie deur die vervloeking hoef te gaan nie. Amen. Staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm en te laat groei en deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Dankie julle.